Julle, ek is super excited om twee baie spesiale gaste saam met my te verwelkom in studio vandag. Van al die pad van die Kaap actually, Carleen en Clarice, baie welkom. Julle is van Spontaan Christian Singles Dating. Het ek dit reg? Jep, jy het reg. Vertel ons 'n bietjie meer van Spontaan, waar dit begin, wie se idee was dit? Goeie vraag. Jy weet, hoe die Mrs. Bulls Chutney, Tannie, het haar hele konsep begin uit 'n nood uit, of uit 'n behoefte uit. Sy Spontaan is self op dieselfde beginsel geskwee. Dit het begin omdat daar 'n behoefte bestaan vir 'n gesonde platform waar mense mekaar kan ontmoet, so single mense mekaar kan ontmoet. En die storie gaan eintlik 'n bietjie langer terug, maar ons het September laas jaar, het ons die idee wat ons toe nou gevolg het, gehad, en ons het binne 2 weke actually van naam tot logo tot eerste video's en profiele gegaan. So ons het regtig die Here se grace gevoel, actually van conception wil ek amper sê, tot launch. 2 weke is insane. Dis 'n insane tydlyn vir 'n nuwe idee, venture of besigheid. So partykeer kry mense 'n idee en jy wonder, is hierdie 'n God idea of is dit nie? Moet ek dit pursue, moet ek nie? En ek interject nou sommer hierdie ook hier, want dalk is daar iemand wat luister, wat actually 'n besigheidsidee het en wat wonder, moet hulle dit pursue of nie? Ja, Maar jy kan soms voel, jy kan voel as die Here se grace op iets is, en dan gaan hy van 0 tot 100 in 2 sekondes. Ja. Dis nie altyd so nie, maar as dit so kan werk, is dit 'n amazing story. So dis ons storie waar dit begin het. Ons begin met profiele, waar jy, en ons doen dit nog steeds, waar jy 'n profiel kan launch op ons page, ja. En basically die niche ook van Spontaan wil ek by sê, is dat ons invite die community in. Ja. So dit is nie 'n dating app, waar net single mense mekaar se profiele sien en swipe nie. Dit is publiek, so daar's 'n element van veiligheid. En ons vra die community, as jy dalk iemand oulik ken vir iemand, stuur die profiel aan. Want ek ken nie al die mense wat jy ken nie, jy ken nie al die mense wat ek ken nie, en so maak ons die sirkel wyd. Ja, en is in die lig. Ek dink dit is vir my mooi, want baie keer lê jy in jou bed en jy scroll deur die apps en goeters en niemand weet eers jy praat met iemand of wat ook al nie. So om die profiele op te laai, mense kan mekaar daar gaan tag, as jy iemand daar sien, kan jy gaan hallo sê, jy weet dit vat net een hallo. So ek dink ons hart vir singles is massive. En die events het toe nou maar uit dit uitgegroei. So ons love dit nou om mense in persoon by mekaar uit te kry. Jy weet, om mense aan mekaar voor te stel, om lekker events te reël en Dit was nie die kaarte nie. Dit was glad Ons nie het in aan die die begin van die kaarte jaar vir Dit is mense baie gevra, interessant. wat is julle behoefte, waarvan wil julle meer sien hierdie Ja. jaar, en mense het teruggekom en gesê in-person events. En Daar here we is so are. 'n need vir Hoorie, connection. maar dit is vir my, that is the way to go. Ja, 100%. verseker. Want ek weet, ek is nou al 6 jaar terug geskei en ek het dadelik na 10 jaar huwelik het ek op die dating apps gespring en ek het my agterend gesien soos in Six Love. Ek het nie geweet wat hier aangaan nie, verstaan jy? En Wat was van jou ervarings? nee, baie bad. Baie bad. Maar soos in watter opsig? Ek dink jy van die Catfishing. catfishing 100%. Okay. Ghosting. Ja, ag ja, 100%. Dit was net 'n baie slegte ervaring geweest, soos 'n heavy ervaring en 'n paar mense wat gesê het, "Ja, hulle is nie 'n groot Christene," maar dan kom ons agter, okay, ons sit dalk nie dieselfde level van dit nie. Ja. Dit was baie geweest en dan ook dit was net 'n slegte ervaring. Ja. Maar wat ek love van dit wat julle doen by Spontaan is die feit dat jy kan in 'n oogwink kan jy dadelik agterkom, luister jy sien 'n persoon soos wat hy is. Jy kan nie wegkruip agter 'n foto nie en jy kan dadelik optel, luister jy, hier is iemand met wie ek Kan connect. kan connect of Ja. wat my intrigue. Persoonlik is dit vir my ook altyd lekkerder om mense face-to-face te kan ontmoet. Ja. Definitief, want jy kan agterkom baie vinnig. Gaan jy kan 100%. klik met hierdie persoon of nie? Maar wat ek wel sal sê, die veiligheid van die profiele op ons blad is juist daai community aspek. Ons sit mense se naam van dorp daarop, ons tag hulle. So ek wil amper sê jou vriende en familie weet ook. So daar's 'n element van transparency wat veiligheid bring. So iemand kan nie noodwendig voorgee om iets te wees wat hulle nie is nie. Ja. En ons is uitgesproke Christelik. So as jy op ons pages of na ons events toe kom en dit is nie heeltemal jou waardes nie, mense gaan vinnig daai uitflash. Ja. Ja, en ek dink die tipe vrae wat ons op ons karuselle ook sit, is baie lekker. Soos jy kry regtig 'n goeie idee van wie iemand is. Dis nou nie wat jou gunsteling kleer nie. Nee, dis dan 'n Dis bietjie wat jou dieper. belangstellings. Ja, hoe soos jy lyk kan jou actually voel geloofspad? soos, wow, ek sal saam met hierdie persoon op pad kan stap en daar's al amazing connecties gemaak. Ons het nou 'n ou wat vandag Kaap toe vlieg. Hy het connect met 'n meisie oor ons Spontaan, jy weet, en
hy's op pad Kaap toe om haar te gaan ontmoet. Nee, fantasties. Kyk as jy daai geld uithaal dan Ja, dan moet jy weet. Dan moet jy weet. nou weet jy weer. Ja. Hoorie maar dit is fantasties julle. Dit is regtig amazing dat julle hierdie inisiatief geneem het om dit te begin en actually dan met 'n hardloop. Ek weet So vanaand het lekker. ons actually 'n event en julle sê daar gaan amper 80 mense daar wees. Dis crazy. Ja. Dis baie mense. Ja, en is stepping out. Ek dink dit is vir baie mense scary Ja. en ek dink jy weet as ek nou myself weer in my single skoene moes sit, ek dink ek sou dit gelaaf het. Jy weet, maar ek's baie dankbaar waar ek geland het. Maar ek dink vir mense om hulle self daar buite te sit is daunting. Ja. Maar as jy self nie daar buite sit nie, ek sê altyd vir die girls, want girls vra my, moet ek 'n profiel laai, wat moet ek doen? En ek dink as 'n bokkie nie agter die boom uitbeweeg nie, gaan die jagter haar anyway nie sien nie. Verstaan jy? So jy moet maar partykeer 'n bietjie agter die boom uitbeweeg en jouself 'n bietjie daar buite sit. En you never know, maybe is daar 'n bullseye. Dit wat jy nou gesê het resoneer heavy met my, jy weet want en ek dink ek gaan nou dalk 'n can of worms oopmaak, maar ek dink dit is hoekom Maak die ons can oop. Dit Ons is- like 'n dit. can of worms. Ons is nie bang nie. Dit is hoekom ons hier is vandag in Ja. hierdie case. Voor jy die can of worms oopmaak. Asseblief. Disclaimer. Ja, So asseblief. hierdie is 'n gesprek tussen vriende. Hierdie is nie 'n theological Absoluut. discussion waar ons Ek is nie 'n doktrine vir pastoor mense nie. beleer nie. Ek ook. Ek was En- een. Ja, ek was ook een Ja. many moons ago. Dit is nie 'n theological discussion nie en Ja. dis opinies. Ons En kan verskil verskillende van seisoene, mekaar. né? Ja, en maar ons verskil baie keer in opinie. Ons is nie noodwendig 100% aligned op elke issue nie. Ja. Maar dit is goed want dit bring perspektief. Dit bring 'n ander perspektief. Dis hoekom yster slyp en mense opinie verander. My 100%. opinie van vandag is nie noodwendig dieselfde as 'n jaar terug nie en ek is so dankbaar daarvoor want dit beteken ek het gegroei. Ja. Joodse rabbies argue oor die woord. Soos heavy arguments. En dan as hulle daar opstaan van hulle theological arguments af, dan gaan eet almal saam Shabbat ete en hulle dans en hulle drink wyn en hulle is groot vriende. Ja. So ek dink ek wil net daai disclaimer ook bysit om te sê, 100%. dis opinies. Ja. Vat wat resoneer met jou, die res sit dit op die rak. Spoogie En grade dit is uit. Ja. purely gebaseer op lewenservaring. Verseker. En ons is nie sielkundiges nie. Dit is nie 'n dit is So daar's nie ons disclaimer. dit is nie die wet nie. Ja. Nee. Ja, dit is letterlik net opinies en ek meen as julle van ons verskil, asseblief Laat weet ons. comment op die video's, Ja, laat ons sal weet. graag oor. Ons sal graag verder met julle wil chat hieroor. Dit is 'n ongoing gesprek. Dis. Ja. Kyk, terug na die so, can of worms. Terug na toe. die can of worms. Maak hom oop. Baie mense sê nee, maar ek vertrou die Here, ek wag vir die Here. Vir my man, vir my Ag, vrou. kan ek dit antwoord asseblief? Asseblief. Jy doen dit kan vir nie ons. op jou bank sit en wag nie. Dis al wat ek sê. I mean, dit sal amazing wees, né? Imagine. As die engel uit die hemel met die goue koevert kom, wanneer jy maak die koevert oop en die naam staan daar, en die En hy adres klop is aan daar. jou deur. En die nommer Ja. is daar en hy klop aan die deur met 'n Ja. bos blomme. Nee, imagine. Maar die realiteit is, ons is in 'n co-labor relationship met die Here. Dit is 'n partnership. Hy's nie 'n diktator wat in die hemel sit en jy moet nou net die checklys, jy weet, stap vir stap volg, hierdie verskriklike detailed plan wat hy vir jou uitgewerk het nie. So jy het 'n rol om te speel. Dis eintlik die punt wat ek Ja. probeer maak. Jy het 'n rol om te speel in hierdie proses. So as jy vir 'n werk wil aansoek doen, dan sit jy jou CV bymekaar, jy doen aansoek vir poste, jy stuur jou CV uit, jy vertel vir almal wat jy ken, jy soek 'n werk. En hoekom nie dieselfde wanneer dit kom by lewensmaat Ek nie? love it. Ek dink daar's 'n bietjie shame daarin verbonde en ek dink Ja. ons kan later meer oor dit praat. Ja. Maar jy het 'n rol om te speel. So of dit nou is om 'n karousel te maak op ons page of dit is om na 'n in-persoon mixer toe te kom of enige ander platform wat jy kies waarmee jy gemaklik is of 'n run club wat jy wil join, maar iets moet jy ook van jou kant af doen. Something's gotta give. Ja. Iets moet jy van jou kant af doen. Jy kan nie net op die bank sit nie. Ek stem saam met jou. Ja, ek meen as ek dink aan my verhouding met my man, hy het in Amerika geboor. En ons was vriende op Facebook gewees, maar ek het net gedink dit gaan nooit werk nie. Hy's in Amerika, so daar gaan nooit. En toe sien ek hy verjaar op Facebook en toe WhatsApp ek hom. Toe sê ek wens ek kon vir jou 'n snykoek en 'n koffie in die veld bring. Geluk met jou verjaarsdag. Jessie, en net met En dit net van my oopmaak, daai klein deurtjie wat ek oopgemaak het, het hy deurgestap. kan jy dit oor vertel. En ek dink baie keer girls wag dat 'n man nou op vlekkies daar aankom, jy weet, Kom. op 'n mat. nee, op 'n wit perd man. Op 'n Ja, wit sorry, die wit perd, perd. Sorry, die wit perd, maar realiteit is jy moet die aas baie keer vat wat op die lyn is. Soos baie keer moet 'n girl net bietjie die deur so klein gapentjie oopmaak, dat die man darm sy hand kan inkry om die deur oop te Sy maak. met die Ja. sakdoek drop. Ja. Ek love dit. Ja. So, Ja. baie keer moet jy 'n deur vir iemand oopmaak en jy kan hom in die Verseker. gees oopmaak deur te bid, 'n deur oopmaak
En in die natuurlike moet jy ietsie doen van jou kant af. Want ek meen as jy wil opsign vir 'n partnership, nê, wat 'n huwelik is, dan beteken dit al twee mense is betrokke daarbey. Dit is nie net een wat all the way moet kom nie. Ja. So vir die girl wat dink die hang met 100% van die way kom, soos miskien is die key vandag vir jou. Om net te besef dat jy daai sakdoekie moet drop, jy moet soms 'n deur oopmaak vir iemand, soms 'n comment of 'n ietsie, net ietsie gee dat hy weet sy's oop en sy kan pursue. Dit laat my dink aan my pa. My pa was in sy grootste hartbreek en my ma daar teen Helshoogte opgestap, waar hulle geswat het in Goudstad. En hy het vir gevra, kan ek jou optel want hier is nou nog 'n groot opdraande hier op. En sy het letterlik haar serp om sy nek gesit en hom vergeet. En hy het haar kom kry en haar serp vir haar teruggebring and the rest is history. Hulle is 44 jaar getroud. So she really dropped the handkerchief. Dit is amazing. So dit is belangrik dat ons girls ook besef dat mans voel onseker. Soos hoe voel julle om 'n girl te pursue? Dis scary. Dit is baie Dit is scary, soos jy ja. weet nie of jy goed genoeg is nie, jy weet nie of jy het wat dit vat nie. Soos ek wil net vir die man sê hulle het wat dit vat. Ja. They've got what it takes. En ek Absoluut. dink baie keer moet jy moet dit eintlik sê, want ons girls kan aancheer tot ons blou is, maar mans moet dit glo. Die ding is die Bybel sê he who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Ja. So there's seeking involved, verstaan jy? So terug na ons vorige vraag toe. Daar's 'n verantwoordelikheid op ons om te doen wat ons kan doen terwyl jy die Here vertrou To find. for the impossible. Ja. To lead you and to guide you in this process of seeking the right Seker. person En dit to kos 'n marry. prys. Nou, dit laat my dink aan daai parable van die treasure in a field. Soos daar's 'n treasure in the field en hierdie man het die treasure gesien en hy het alles gaan verkoop om hierdie treasure te koop. En dit is die input wat 'n man eintlik, if he really finds the treasure, he needs to sacrifice some stuff. Want dit is ook 'n laying down of your own life. En ek dink ons sien nogals 'n tendens van hoe mans baie keer sukkel om 'n girl in sy program in te werk want hy het sy lewe agter mekaar. Maar if you want to find the treasure, you're gonna have to sacrifice some stuff ook. En dit is Ja, jy gaan jou moet oopmaak vir jy investment. gaan moet oopmaak vir daai investment. En ons wat date weet, jy kan 'n bietjie dating fatigue opdoen soms, want jy moet nou hierdie hele persoon wat al 45 jaar op die aarde is leer ken en goeie vrae vra en it requires an investment, maar at the same time wanneer jy in jouself nie invest nie, ek bedoel wat se opbrengs verwag jy? As jy 'n belegging wil doen en iemand sê vir jou jy gaan 'n 1% opbrengs verdien uit die belegging uit. Jy gaan nie daai belegging wil maak nie. Ja. Maar as jy jouself invest in iets, dan kan jy 'n groot opbrengs verwag. Ons het juist nou met een van die ouens op ons page gepraat. Dis hy baie vrouens skryf vir hom, maar min het tyd om hom te ontmoet in persoon. So as jy nou eers iemand oor 4 weke in persoon kan ontmoet. Ja. I mean, die momentum het lank al verdwyn. So, It's a sacrifice ja, journey. mens moet Soos jouself beskikbaar maak. Ek sê selfs in verhouding en getroude lewe waar ek nou is, as ek vir myself in die spieël kyk, dan sê ek vir myself elke dag, Clarice, jy's mors dood. Soos this is a laying down of your life. En as jy nog nie reg is om dit te doen nie, moenie rondspeel nie. Soos ek wil regtig mense encourage, soos it's not a game. Soos jy speel met iemand se hart. Soos dis belangrik om te weet dat jy intentioneel pursue en maybe werk dit nie uit nie. Soos daar is teleurstelling, but God is not the God of disappointment. En daar was 'n vraag wat die girl gevra het, een van die vrouens het gevra, hoe weet ek na jare se gebed en teleurstellings wie God se keuse vir my is? En dis 'n loaded vraag. En obviously die Here se weë en sy gedagtes rondom ons is soveel hoër as wat ons kan imagine. En partykeer function ons uit 'n need uit wat vervul moet word, want ons het 'n need. Jy weet, en dan vervul jy dit sommer net met the good of the pleasing or the perfect will. En die Here het 'n perfekte plan wat hy geskryf het, maar ek glo ook nie noodwendig dat ons Een elke persoon pot van. met 'n deksel, want sê nou maar jy het jou pot se deksel nou op die verkeerde potjie gesit, dan is die hele stelsel omgeëlie, verstaan jy? So vrede moet 'n mens lei. 100%. En hy is in die details. Soos die Here is in die details van jou storie. Soos ek kan onthou met my single wees, daar was sekere details wat ek die Here voor vertrou het. En hy het soos 'n klein voorbeeld, my man se naam. Soos ek het 'n Dawid geroep en ek het onder 'n granaatboom gestaan en ek het 'n Dawid geroep. En ek sê Dawid, come forth, en ek het hom ingeroep en ek het 'n profetiese woord gehad wat ek gekry het wat gesê het jy gaan jou man in 'n tyd ontmoet waar die wêreld stil staan en hy gaan jou pa se naam hê. En toe ek en Jaco begin praat, my pa is Jacobus Johannes, toe ek en Jaco begin praat, toe sê ek luister, wat is jou name op jou ID?
En hy het gesê my naam is David Jacobus. En ons klein detailtjies wat ons die Here voor kan vertrou, because he is a God of details and not disappointment. He appoints. Ja, ek wil sê daar is 'n skrif in Romeine wat sê he makes all things work together for good for those who love him. En selfs die dinge wat ons baie keer dink, hierdie was nou nie 'n great ervaring nie. Kan ek vir jou sê in die datingproses hoe baie jy groei. So jy leer baie van jouself ken, jy leer actually goeie skills vir verhouding. En jy is nie dieselfde mens nie. So die Jode glo dat mens circularly opbeweeg in jou lewe, wat vir my actually 'n baie mooi illustrasie is. Dis cool, ja. Nothing is wasted. Soos hy gebruik alles, hy laat dit alles ten goeie meewerk. Dit boggle my mind om te dink daar's 8 biljoen mense op die aarde en in die midde van dit kan God koneksies maak van mense wat met mekaar moet connect. Ja. Ieder uit 'n romantiese perspektief, vriendskappe, besigheid, wat dit ook al is, dis my mind-boggling. How does that all come together? Maar dit werk. En net vinnig om te sê, ek glo nie daar's net een persoon vir almal nie. Nee. Soos daar is 'n soulmate vir waar jy is op daai stadium, maar mense het vrye wil, mense maak keuses en in the midst of that kan die Here alles ten goeie laat meewerk. Verseker. En vir die persoon wat disappointment ervaar het, en ek weet ons almal het al teleurstelling op een of ander area ervaar. Dis eintlik 'n baie goeie groeigeleentheid. Soos wat is die tools vir healing in daai opsig? Ek meen ons almal het al deur heartbreak gegaan, maar jy leer God ken as die comforter wanneer jy deur heartbreak gaan. Ja. He's close to the broken hearted. Ja, jy gaan nie God as comforter leer ken tensy jy hom nodig het in daai opsig nie. So dit alles werk mooi uit. Dis eintlik maar at the end of the day alles werk mooi uit. Mense moet net jou hart sag hou. Dit wil ek baie sê, want mense het 'n keuse wanneer jy teleurgestel word, jou hart gebreek word om in bitterheid en hardheid te verval, of jy kan sê hierdie is deel van my storie, wat is die mooi goed uit wat ek kan saamvat? En actually, hoe kan ek die persoon wat ek in 'n verhouding mee was of gedate het in 'n beter toestand laat as wat ek hulle ontmoet het? En ek kan kies om my hart sag te hou en tender eintlik maar teenoor die Here, want dit is waar dit gaan, my hart tender teenoor God, want baie keer die seerkry van mense translate direk na ons verhouding met hom toe, so ons hart word eintlik hard teenoor hom. Ja. Maar ons te kies, ons kan 'n sagte hart bou. Ja. Love it. So ek dink wat ek hou van wat julle doen is die feit dat dit is it's dating with intention. Jy weet dit is nie net daar's 'n ongelooflike hookup culture wat in die wêreld en op wêreldse platforms, dating platforms veral. Ek meen dit is 'n absolute platforms wat geskep is eintlik vir one night stands, vir hookups en goed, maar spontaan dit wat julle doen, julle die dam net so 'n bietjie kleiner gemaak, baie gefokus gehou en julle promote dating met purpose. Jy weet daar's purpose hier agter. Dit is regtig waar jy kom soontoe na hierdie events toe met intentionaliteit. Dis wonderlik om in een kamer te staan en te weet almal is in dieselfde seisoen. 100%. Jy hoef nie ringchecks te doen nie. Verstaan jy? Jy staan nie daar en dink, "Wow, daai is 'n mooi vrou," en jy hoef nie, sy's in jou seisoen. So she is there for the same reason. Dit is nie soos 'n random boodskap DM wat jy nou vir iemand stuur terwyl hulle profiel gelok is nie. Jy weet niks van daai persoon af. Niks. Jy weet of sy single is nie. Jy het weet letterlik net op 'n niks foto nie. gegaan. Jy skiet nou net 'n skoot in die donker. Ja. Wat van hierdie event so fantasties maak. Dis presies wat jy sê. Ja. Dis mense daar wat in dieselfde seisoen is, hulle is daar vir dieselfde rede. Dis oop. En hulle is oop om nuwe mense te ontmoet. En it's amazing, daar's 'n couple uit een van ons vorige events wat ons gedoen het, wat nou singles na ons events toe stuur, want hulle het mekaar daar ontmoet. Wat awesome. Dink hulle is 'n week terug official. Ja, dis exciting, Dis awesome. maar dis amazing. Dit is. Is dit oukei vir 'n man byvoorbeeld om uit te reik na vrouens toe in vandag se wêreld, 'n digital wêreld wat ons in leef, om vir haar DM te stuur en hoe ervaar julle dames dit? Is dit He who finds a wife. Okay, so dit As dit in 'n DM is, you go find her. Soos, man up. Ek dink dis wat is belangrik. oukei en wat is nie Shoot your oukei shot, nie? ja. Ek dink girls love die pursuit. Soos Okay. ons is gemaak vir connection. En daai pursue deel. Ek kan onthou Jaco het my elke dag pursue uit Amerika uit met 'n blommetjie. Hy het vir my 'n blommetjie gaan soek al. Is dit winter, rain of shine, hy het my pursue. En daai was vir my so incredible. En miskien vorm dit net 'n vriendskap. Miskien raak dit bietjie meer, maar dit is so okay. Slip into the DMs. Ons sal altyd sê slip into the DMs. So sê net hallo. Ja. En Maar moet dit nie net by hulle hou nie. ja. So jy vra hoe daai met engage. lyk. Ja. So, I mean as jy vir 'n girl net sê hallo, dan is dit basically jy vra vir hom die werk te doen.
So as jy 'n hallo wil sê jou hallo, maar sê iets ouliks State wat your intention engaging ook, is. hè. Of 'n Ja, grappie sy- of iets. Ja, sy moet dan ietsie kan hoek om die Ja. conversation aan die gang te kry, want soos as jy net sê hallo, dan sê sy hallo. Ja, En dan sit jy aan asseblief. die einde van die gesprek. As jy iets op haar profiel sien, vra daaroor uit. Soos engaging conversation, Ja. want ek dink die groot ding wat ek sien met baie conversations met girls wat ek ken wat in dating is hulle moet die geselskap lewendig hou. En dit is so uitputtend want dit voel nie soos pursuit nie. Ja. Dit voel soos, ag, jy het net vir my hallo gesê, maar dit is waar dit eintlik stop. Dit voel nie eintlik asof jy belangstel nie, want jy sê net hallo en jy hou sulke kort vrae en jy antwoord weird en is soos Ja, so soos ek as sien jy- baie girls Ja, is maar selfs mans ook, jy weet. Ja, ek wil graag jou It's a perspektief two-way street. oorloop, want my Ja. perspektief is I mean, 'n conversation moet ons nou vloei. So daar's 'n give and a take, soos ek vroeër gesê het, een persoon moenie 100% van die way moet kom nie. Soos mense moet mekaar in die middel ontmoet en daar is of 'n flow of daar is nie, maar at the Ja. same time ons generate die flow. Ja. So, as jy net hallo sê en sy vra 'n vraagie en jy antwoord net die vraag. Punt. Soos EQ, conversation skills, Ja. kommunikasie skills. Die conversation stop daar. So mense moet eintlik maar altyd 'n deurtjie oop hou dat die Bietjie conversation game, soos Caroline sal sê. Ja, Net so hê 'n bietjie game. Ja. Maar so die conversation moet kan vloei, so jy moet ook dit in gedagte hou wanneer en dit gaan eintlik beide kante toe, mans en vrouens. Jy moet dit in gedagte hou in conversation. En as jy met jou vriende kuier, sê jy ietsie en dan stop die conversation en dan sê hierdie persoon ietsie en dan stop die conversation. Nee, daar's 'n flow. Ja. Mense vra mekaar vra en ewen as jy iemand net ontmoet, dis super exciting. So jy moet dit approach met curiosity. Ja. Ja. Is jy nie curious oor daai persoon nie? 100%. Het jy geen vrae vir hulle nie? 100%. En dit gaan nie oor net die vragies vra nie. Dit gaan oor soos jou curiosity satisfy. Want hier's Ja. nou 'n hele nuwe persoon wat hulle self aan jou kan reveal. Ja. Maar dit gaan net gebeur as jy 'n goeie vraag vra. Maar iemand anders is 'n daar's 'n beautiful woord in Engels, reciprocity. Ja. Love I word. Love that, There, ja. there has to Word. be reciprocity. Albei kante. Van albei kante af. Nou wat ek ook al agtergekom het, as dan nie noodwendig reciprocity is nie en jy kan dit jy tel dit op, dan is dit dalk 'n telltale sign dat Daar nie belangstelling dat is daar nie. nie noodwendig belangstelling is nie. Ja. En keep it honorable, want ek dink dis waar die ghosting deel inkom. Ja, Want dit is soos julle. jy is te bang om iemand seer te maak, ja, so nou bly jy heeltemal stil. ja. En stilstype het niemand al ooit erns Nee. gekry nie. So ek Maar dink daar's ook fases, want ek Ja. wil as sê net maar jy slide in 'n girl se DM in. En sy sien jou en sy sê, is nie regtig, ek stel nie regtig belang nie. Ja. Haar verantwoordelikheid dan is ons nou baie anders as wat haar verantwoordelikheid is 3 maande in. Nee? So as iemand 'n ghosting tag wil sit aan, o iemand het nie op my DM reageer nie. Nee, hulle het net nie belang gestel nie. Dis okay, dit was die eerste is daar 'n moontlikheid Ja, vir 'n die eerste koneksie of nie? connection. Okay, Ja. hulle het nie geantwoord nie. Hulle het my nie geghost nie, want hulle het geen verantwoordelikheid teenoor my nie. Ek het die byt Maar- gegooi, die vis het nie gebyt nie. Vis het nie gebyt nie, Dis okay. beweeg aan. It's not personal, want hulle ken jou glad nie. 100%. So dit maak eintlik die risiko ook 'n bietjie makliker as jy weet it's not personal. Ja. Maar miskien het hulle net iemand begin sien en miskien is hulle nie 'n baie chatty persoon wat voel hulle moet reply en sê, "Hoorie Morney, dankie vir jou boodskap, maar ek sien iemand." Ja. Ja. So aanvaar daai, maar take it in your stride, want deel Ja. van die voorreg van man wees is om die aas te gooi en te kyk of daar 'n byt is. Ja. 'n Vriend van my nou die dag het gesê dis 'n voorreg vir 'n man om 'n vrou te approach. Ja. En toe dink ek, yes, ek hou van daai mindset, want Ja. ek dink baie keer is mans dalk 'n bietjie bang. Ja. En ek verstaan dit as jy al baie rejection beleef het in jou lewe, maar at the same time dis jou voorreg. 'n Vrou kan nie 'n man persoon nie, in my opinie. ja, ek stem saam. Daai orde is 'n bietjie uit orde uit. Ons Ja. praat nie nou van die hankie drop nie, maar die full on pursuit. Ja, ek hoor wat jy sê. En Ja. dan om net terug te kom om 'n punt klaar te maak. As jy nou al met iemand gesels, sê net maar vir 4 weke, julle het mekaar al 'n paar keer gesien, en of 2 maande om dan net weg te raak. Dis nie eerbaar nie. Jy het nodig om daar verantwoordelikheid te vat en te sê, "Yes, Morney, dankie dat jy my uitgevat het. Ja. Dis lekker om jou te leer ken. Ja. Ek voel nie regtig dat ek hierdie connection verder wil pursue nie, maar Ja. ek wens vir jou alles wat mooi is." Ja. En kan ek vir jou sê wanneer ons daai doen, mense se reaksie is so positief en ek dink almal slaak is te Ja. van verligting. En jy weet Ja. jy kan dit doen met die mooiste hart Ja. sonder om enigiets negatief vir daai persoon te sê Jy jy doen hoef- dit en dit en dat. Hulle is nie verkeerd jy's en- nie helemaal nie. Onderliggend dink ek is daar maar onsekerheid dan in albei. Ja. Jy Ja. weet, en ek dink daai vrede, ek sê altyd vrede is jou beste umpire. Yes. En al 3 van ons wat hier sit, weet hoe vrede voel. Ja. So always go back to that. Let Ja. peace be Ja. your gauge. Ja, en wees net honorable.
En jy Honorable onthou is dis- so key. Dis deel van Want dit is wel actually- teleurstelling, die grootste En seer teleurstelling kry. is dit, en seer kry, is dat ons nie honorable is teenoor mekaar nie. Ja. Dis eintlik deel van wat ons anders maak, wil ek amper sê as 'n tradisionele dating app, nie dat ek 'n probleem het daarmee nie. Jy moet onthou, in plaas van dat jy iemand dehumanize en net swipe links of regs, onthou jy, hulle is iemand se kind. Ja. Dis iemand se seun of dogter, dis 'n oupa of 'n ouma se kleinkind. Dis iemand se boetie of sussie. Soos in 'n age of AI is dit nou seker al counterintuitive om te sê, maar ons moet onthou ons deel met mense. Ja. Dis 'n real vleis en bloed mens nie voor jou, hulle het 'n hart. So ons verantwoordelikheid eintlik in 'n sin is sonder om vals verantwoordelikheid te vat, is om daai persoon se hart te steward. En dit is net 'n eerbare boodskap. Jy hoef nie met iemand te trou omdat jy hulle hart moet steward en jy stel glad nie belang nie. So daai is nou die ekstreem weergawe. Ja. Maar ek meen dit vat niks van jou af om net ordentlik te wees met iemand nie. So I mean, uit 'n man se perspektief, want vrouens sê baie keer hulle ervaar baie ghosting in 'n datingomgewing. Ja. So uit 'n man se perspektief, wat vir jou dink jy kan 'n rede wees hoekom mans baie keer die ghosting route volg? Ek weet nie of hulle mans dalk voel dat hulle is bang om die persoon seer te maak nie. Verstaan jy? Dan Okay. die beter opsie is maar eerder Stilte. om net te verdwyn. Okay. Wat terrible is. Ek wens net, kyk, ek voel regtig waar mans moet leer om te pursue en vrouens moet they have to learn the art of rejection. Hoe kan ek hierdie ou op 'n honorable manier sê ek stel nie belang nie? Want dit vat massive baie guts vir 'n man om uit te reik na 'n vrou toe, regtig waar. Verseker, ja. En ek dink as jy nou al keer op keer gereject was en ek meen jy moet ook verstaan, die baie ouens word baie lelik gereject, verstaan jy? En dit maak goed word daar gesê wat seer maak. En dit vat net jou vrymoedigheid ongelooflik weg om die volgende keer. Jy weet dit vat regtig waar jy moet jou guts opbou, luister jy om uit te reik. Hier is baie waardevolle inligting so die girls, ek hoop julle let op. Ja, so asseblief. Ek dink regtig waar van 'n man se perspektief af. Ek sal die grootste respek hê vir 'n vrou nie. As sy vir my boodskap stuur, luister Morney, vreeslik dankie dat jy uitgereik het na my toe. Ek eer jou vir die feit dat jy die guts gehad het om vir my hierdie boodskap te stuur. Dit is so restorative. Wat? Dit Jy sal voel my jy kan laat voel soos 'n sommer, ja. I'll do this again. Ja, Ja, ek op my breivaart werd. ja, On to the next. ja. So ek weet ek sal ongelooflike respek hê vir jou Ja, verseker. daarvoor. En dit sal glad nie vir my 'n slegte ervaring wees. Dit sal 'n goeie ervaring wees. So mense kan hierdie ding regtig waar omdraai nie en 'n goeie experience gee vir daai persoon terwyl jy hom eintlik sê ek stel nie verder belang nie. Ja. Ja, Maar presies wat So jy nou dis gesê het, ek Ja. wil dalk net nie die koneksie verder Ja. Pursue nie, of ek het dalk iets anders in gedagte vir my lewe wat die prentjie wat ek in my kop het is dalk iets anders. Maar Dis ek wens jou mooi alle woorde. sterkte toe vir jou Ja. pursuit en Daar's mooi dit sal woorde my om te laat sê. voel, wow, amazing. So eintlik dan dit is dieselfde vir mans en vrouens. So manne moet ook dan nie bang wees om vir 'n vrou te sê, luister, ek het dit geniet om saam met jou tyd te spandeer. Ek voel nie ek wil dit verder pursue nie, eerder as die ghost roete. 100. Want soos om te dis een sê boodskap. om te sê jy wil iemand nie seermaak nie. Ek dink dit maak baie seerder as iemand net wegraak. Ja. Want dit voel soos daar's geen closure nie. En ek weet die modern psychologist sê jy gee vir jou eie closure. Maar is dit nie net nice om te weet, wow, okay, die ou lê nie in 'n ditch ergens of sy foon het in die see geval nie. Ja. Hy het net besluit hy wil hierdie nie pursue nie en wees courageous. Jy was courageous genoeg om haar te pursue of die deur oop te maak om haar te pursue. So wees courageous genoeg dan om te sê luister, dankie. Staan nie Ja. belang nie. Ja. En selfs dan vir die vrouens. 100%. And be kind in letting someone down. En ek dink dit is belangrik om te sê jy hoef nie vir iemand 'n hele lys van goed te gee wat fout is met hulle nie, reg? 100%. Want niemand het is dit nodig nie. onnodig. Jy's nie hulle Ja. ouer nie, jy's nie hier om nou vir hulle te sê Ja. oor hierdie character flaws of rooi flaws en uitgebreide redes te gee nie. Dit is onnodig. Jy kan net vir iemand sê baie dankie, ek staan nie belang om dit te pursue Ja. nie. Die ding is die volgende persoon gaan dalk daai ou vat met sy pakkie net Ja. soos wat hy is, nê, sonder Ja. en so jy kan nie sê luister Nee. Daar's 'n legkaart stukkie wat net inpas. Ja. Dit werk net. En wat vir een ou nie noodwendig hulle hare terugwaai nie. Vir 'n ander ou waai dit hulle hare terug. 100%. Ja. So. Attraction is 'n ongelooflike komplekse ding. Dis 'n ongelooflike komplekse ding. Maar ek love wat ons nou gesê het. Julle so ons conclude nou met ons conclude nou hierdie een stukkie Hierdie nou. topic van ons Hierdie topic. topic. Ja,
So dames, kom ons wees net mooi met mekaar flip dit, jy weet, en ek dink kom ons praat net met mekaar. Kom ons sê net, "Jesus, hoor julle, ek wil dalk hierdie ding nie verder persoon nie." Kommunikasie of communibolly, verstaan jy? Ja, dis 100%. En om iemand net te ghost is so terrible, man. Dit is Ja. eintlik 'n vorm van abuse want die ander persoon weet nie wat aangaan nie. Sy Ja. sit en wag, sy het nie cooking clue wat aangaan nie. Het ek nou iets verkeerd gedoen? Het ek iets verkeerd Dit gaan baie gesê? dieper, ja. Dis Dit raak baie werk, man. ewe Dis 'n skielike hele wordiness spiral, ding ja. en Ja, Clear ek is goed kind. genoeg? ja. Clear is kind. Daar is 100%. goed. Die wegraak is nie kind nie, but Ja. clear is kind. En jy Good. hoef nie 'n opstel te skryf nie, hou dit kort, hou dit kragtig. Wish each other well. Ja. Ek dink elke persoon moet so 'n rympie reg hê. Verstaan jy? Gaan werk. Ja. op Wat is eie- jou rympie? Gaan werk. Wag jy gaan jy nou nie deel hier Ek nie. gaan nou nie nou deel nie. Hy's dis special. Ja, so ek sou sê kry vir jou rympie reg, man. Jy weet, Ja. 'n standaard rympie figure hom vir jou uit, maar moenie net mense ghost nie. En ek dink selfs met dit, soos ek wil mense encourage om nie net te settle nie. Soos ek dink 'n groot ding is baie mense raak moeg vir die pursuit of dit is nou maar wat dit is, verstaan jy? Maar Ja. die Here het regtig soos daar's 'n skrif wat sê one puts 1,000 to flight and two puts 10,000. Soos find daai persoon. Vind daai persoon wat daai 10,000 to flight gaan sit met jou. Soos jy weet wat in jou hart rondom wat jy graag in jou maatjie wil hê. En dan kom ons in by veranderlikes. Ek dink baie girls en baie mans kyk vas aan veranderlikes. Jy kyk vas aan 'n kar op 'n profielfoto of 'n hemp wat die ou dra of jy kyk na goed wat veranderlikes is. Maar styl kan verander, finansiële goed kan verander, soos iets for better or for worse. Ek like dit. So ek dink baie keer kyk ons so vas soos en ek dink baie mans voel hulle moet alles agter mekaar hê voordat hulle 'n girl pursue. Voordat hulle kan voel, "Jesus, ek het wat dit vat." My man het nie eens 'n werk gehad toe ons getrou het nie. Soos ek was die broodwinner in ons huis. And he didn't feel, hy het nie een keer gevoel dit is vir hom wat dehumanizing of wat is die woord? Ek weet nie wat die woord is. Emasculating. Emasculating nie. Dit was Maar glad die nie vir hom konteks soos is ook hy want die het 'n werk- Here het gesê en die Here het dit bymekaar gebring. So wie die geld inbring of wie nie die geld inbring nie, want daar was so vrae gewees. Ons moet eintlik daai vraag antwoord rondom finansiëel, hoe werk dit? Jy weet as die vrou meer verdien as die man en daar's crazy stories rondom dit, maar ek voel regtig net die Here sit twee mense bymekaar and they start a life together with the ebb and flows. Soos daar's op en af. Dit gaan nie altyd dieselfde lyk nie. Soos ek het gedink ek is 'n entrepreneur en ek is hierdie besigheidsvrou of nou en nou is ek tussen doeke en twee babas, jy weet en ek and that's the life I'm at. En nou het my man die rol ingevat van broodwinner en hy create daai veiligheid vir my. Maar moenie laat daai goed jou noodwendig afsit nie. Soos kyk na die hart, daar's karaktereienskappe, daar is obviously moet jy aangetrokke voel tot die persoon. Jy weet, ek wil daarom voel soos as ek na my man kyk dan dink ek hy's die mooiste mens op aarde, op die hele aardbol, jy weet. So daar is sekere goed maar veranderlik is. Ek dink jy kan ook 'n bietjie share oor dit. Ek wil net praat oor die konteks van jou en jou man. So jou man het 'n werk gehad in Amerika. Hy het Ja. geboer daar Ja. en hy het teruggekom. Ja. Suid-Afrika toe en hy het nie presies geweet wat sy volgende stap is nie, maar Ja. sy karakter Ja. was van so 'n aard dat jy geweet het hierdie is nie 'n man wat op sy lauwere gaan rus. Nee, Dis daai tydelik. is soos Dis 'n tydelike Ja. It's a transition, Ja. if you will, maar hy gaan nie nou op die bank sit terwyl jy die broodwinner gaan wees nie. verseker. Die rooitjie wat op die Daai is baie belangrik om te sê want obviously Ja. jy wil met 'n man trou wat ambisie het. Soos wat wat 'n bietjie go in hom het. ek sê vir girls, een van die goed na Jesus lief hê op jou lysie moet wees dat jou man 'n planmaker moet wees. Ja. Daar's iets daaraan as 'n man 'n planmaker is wat 'n vrou laat veilig voel. Ja, 100%. Want ek het geweet Jaco kom terug en hy het nie noodwendig nou 'n salaris wat hy gaan verdien nie. Hy het 'n geldjie wat hy opgebou het en ons moet dit nou maar half uitleef en whatever. Maar toe het hy gesê, "Okay liefie, let's go." Verstaan jy? Ek het al hierdie drome and I was the one that carried the vision in soos dis hoekom ons die womb binne Ja, dis die is. womb, ja. We carry ons dra baie keer goed wat ons mans nodig het. En ons birth baie keer die vision sodat ons mans kan hardloop met die droom en die baba. En dit is hoekom ons die woman is. Hoe cool is dit? Dis baie cool. So ons dra Ja. die saad. Ons dra wel julle dra die saad, ons dra daai
Die environment, Die waar jy saam met environment, dan ken ja. en groei. Ja. Ja, En dit is seker- baie keer, soos ja. as ek dink aan Jaco nou met sy besighede, dit was baie van die goeders was idees wat ek gesê het, liefie, let's try this. En nou is dit amazing, jy weet. So En ek kuier baie by hulle en alwaar ons die hele tyd praat is idees. Yes, imagine ons doen dit of imagine Ja. ons doen dat. Kom ons doen en ek hierdie as 'n love dit. besigheid. Ek Ja. love dit want dit laat 'n mens ook voel Ja. soos hy is nie 'n ou wat net op die bank lê Ja. en niks doen nie. Jy Ja, weet, daar's 'n so groot verskil. daar is 'n groot verskil. So En girls moet besef dat 'n man het dalk nog nie sy volle potensiaal bereik nie, ja. want hy kort die womb. Want dit is haar rol om hom te help om daai vision te birth. Ja, dis goed. En dit is meer 'n intangible as 'n tangible dalk en dit klink dalk 'n bietjie woo-woo, maar at the same time, jy kan nie net jy moet kyk na die persoon voor jou, maar jy moet ook kyk na die potensiaal, die karakter om daai potensiaal te ontgin. Ja. Ja, dis belangrik. So ek love die verskillende perspektiewe wat ons nou hier het eintlik, want ons het eintlik 'n goeie mix hier tussen ons drie Ja. van lewenservaring en ook waar ons self vandag bevind. Ek meen ek is vir 10 jaar getroud gewees, 6 jaar terug geskei. Kalien, jy was nou nog nie getroud nie, nê? Nog nooit getroud nie. Sy is my juffrou spontaan en ek is mevrou spontaan. Ja, en nou hier het ons iemand wat Ja. nou getroud is ook. So dit is Ja. 'n amazing mix en verskillende lewenservaring. So great content wat hier uit gaan kom vandag. Hoorie, ons wil vir al ons kykers by die huis sê baie dankie dat julle kykers klink soos 'n TV-program. Dit is. You never know what kind of camera it is. Nee, so ek wil net sê dankie vir almal wat hulle vrae vir ons ingestuur het. So ons het julle het actually 'n social media post gemaak wat gesê het luister hier, stuur in enige vrae wat julle het oor verhoudings, huwelike, wat ook al. Single, alles, ja. En ons gaan nou 'n paar van hulle gaan deurdraf. Hoopelik kan ons hulle the justice doen en vir hulle goeie Goeie antwoorde. goeie antwoorde en Op hierdie perspektiewe oomblik gee. en tyd gee. Ja. Ja. Is daar 'n paar wat julle begin wil deur oor chat? Hulle wou weet. Hierso, die hartsbegeerte vir iemand versus die geskenk van singleness volgens Paulus. Hoe balanseer ons dit? Okay. Ja, goed. So, as jy geen behoefte of desire het om te trou of 'n lewensmaat te ontmoet nie, dan het jy waarskynlik die gift of singleness. Embrace en vir it. vir so lank of kort as wat dit geldig is. Embrace dit, soos jy sê. Maar as jy die desire het, soos die hele Bybel is vol propvol voorbeelde van family en van mans en vrouens wat mekaar gevind Dis het. 'n hart. Covenant. En dit is God se hart. So daar's geen shame daaraan nie. Daar's en ek dink dit ek wil nou so vinnig segue net sê anders in. Baie mense voel hulle wil nie hulle self daar buite sit eerder met 'n profiel of 'n mixer of 'n op enige manier hulle self daar buite sit. Want ons maar 'n stukkie shame wat hulle terughou want hulle wil nie desperaat lyk nie. Hulle wil nie lyk asof hulle self adverteer nie. Wat van my vriende en familie, wat gaan hulle dink? Hoor jy, hulle weet klaar. Surprise. Alle weet jy single. Hulle weet jy's single, hulle weet dis jou desire. Ja. Maar volg die desire van jou hart, want God bly in jou hart. En die desires wat daar is God given. Daar's geen shame daaraan nie. So dan mag jy dit pursue. Verseker. Soos as jy enige ander droom sou pursue het. Ja. So as jy voel jy wil single bly, no problem, embrace. As jy voel jy het 'n desire, pursue dit. Ek meen maar Paulus, ek meen ek wonder of sy opinie nie ook maar gebore is deur die feit dat kyk, hy's aan die brand, hy's ministry, hy's gefokus. Jy weet, dink jy nie sy opinie daar uit daai plek uitgekom uit 'n ministry Sy oogpunt uit spesifieke opinie Ja. waarskynlik, ja. En maar hy sê tog verder af van haar skrif sê hy, luister maar as jy jouself nie kan help nie, verstaan jy, as jy Ja, brand is beter om te trou. dan is dit eerder beter trou eerder. Maar trou net reg. Maar trou reg. Ja, trou reg. Ja, so dit is 'n goeie antwoord. Ek love dit. Absoluut. Ek het 'n vraag vir jou. Asseblief. gooi. Wat maak mens met jou tyd terwyl jy wag om getroud te wees? Ja, dit is 'n awesome vraag. Ek dink is 'n great vraag. Dankie dat Dis jy 'n dit great gevra het. No problem. Hier is Nee. my podcast. Nee, exact. Ja. Ek weet daar so baie wat jy kan doen om jou in hierdie wagtydperk 100%. Jy kan aan jouself werk, daar's kursusse wat jy kan bywoon. Kan ons dit rebrand? Dis nie 'n wagtydperk nie. Jy leef nog steeds. Ja, jy You gotta live. 100%. Ja. You've got to live. Ja, Carlien Volheid is vir leef. my soos die perfekte voorbeeld. Kyk, daar gaan nie 'n minuut verby wat hierdie girl nie leef nie. As ek Ja. hoor dan sy soos Ek is Sy hier, pad ek is daar. Hermanus toe, die son skyn, ek gaan in my sambreel op die strand en dan sê ek soos, girl, you are living, daar gaan nie 'n minuut Ja. verby nie en ek dink jy gaan nooit weer single wees nie. Ja. Jy gaan nooit weer die vryheid van tyd hê soos wat jy dit nou het nie.
Ja. Ekskuus, maar ek het jou onderbreek want ek wil Ja. ons met dit rebrand. Want wagtydperk klink so passive, né? 100%. Ja. Leef klink aktief, Leef, ja. engaging. Ek weet as mens nie happy kan wees en die lewe net kan geniet terwyl jy single is nie, hoe gaan jy dit doen in 'n verhouding? Want jy gaan dan Ja. al daai expectations op daai persoon sit om jou te vervul en om jou gelukkig te maak and it's going to be a disaster. En die Dis gaan nie ding net 20 doen jaar as wag, Ja. wat bring jy na die tafel toe? Ja. Ja. Soos as jy net wag, Ja. wat Soos is die wat- talente? ja. Die gelykenis van die talente? Ja, wat het jy gedoen? Een wat begrawe is, want hy het gewag dat die meester Ja, ja, ja. terugkom. Ja. Nou reward. Ja. Ja, ek dink die groot ding is jy het almal van ons kom met 'n tassie. Ja. En jy kan in hierdie wagtyd kan jy daai tassie uitpak en met goed deel. Want as jy nie daarmee deel nie, vat jy daai tassie saam met jou. 100%. En ewe skielik staan jy onder 'n vergrootglas. Dan is dit baie meer intens. Ja. Om in die huwelik te staan is 'n vergrootglas. Soos daar word goed uitgepoint wat aan gewerk moet word. Hmm. Terwyl jy met jou man getroud is of met jou vrou getroud is. En Ja. die volheid gaan nie kom die dag as jy trou nie. Dis net 'n groter sacrifice en dit is mooi. Ons moet dood wees aan onsself. Soos hoe doder ons is, hoe beter. Jy weet? Goeie voorbeeld. Ego, hè. Ja. Ek het toe ek geskei het, ek was vir 25 jaar lank was ek verslaaf aan pornografie geweest, nee. Dis 'n ding wat ek net nie kon shake nie my hele lewe lank. Ek het Ja. al boeke gelees, ek het gebid oor dit, Ja. accountability groepe bygewoon. Nothing helped vir 25 jaar. Sure. Die dag toe ek skei en toe ek stoksie laag by my huis en ek praat in die Here en ek sê vir hom, Jessie Vader, as ek U wil vertrou vir een van U spesiale dogters eendag, nê, dan kan ek nie hierdie dooie lyk saam met my sleep nie. Dis so goed. En 'n ander resultaat verwag. Want ek meen, face it, enige vorm van addiction wat jy intrek in 'n verhouding of 'n huwelik Ja. in, maak daai toxic, verstaan jy? En dit daar gaan 100% konsekwensies wees, guaranteed. Mens kan nie met 'n verslawing sit en dink dit gaan nie by jou huwelik kom steel nie. Ja. Op een of ander manier, Ja. jy weet. En ek wil vir jou sê daar's baie mans wat met Daar's dit baie sukkel. mans, ja. En So- dit is so shameful want die vyand wil ons almal seclude in ons eie donker gaatjies. Ja. En niemand bring goed aan die lig nie want hulle is so bang hulle word jy weet geshaan. Ja. En dit is so belangrik dat 'n mens praat oor hierdie goed. Want sodra goed aan die lig kom, is daar freedom. Dan het die 100%. vyand nie meer hou vas op jou nie. So ek 100. so bly jy share daaroor. Ja, en ek share dit want dit is tipies die goed wat ons mee kan deel. Ja. Dit is maar een van die goedjies waarmee mens kan deel Ja. in jou single loopbaan, jy weet. Want ek meen omdat ons date met purpose, verstaan jy? Omdat ek sal graag weer wil trou eendag. So ek kan nie met hierdie goed Jy kan dit nie baggage van- saamsleep nie. Kan dit nie saamsleep nie want ek weet dit gaan dieselfde resultate hê. Ja. En ag ja, lank storie kort, ek het toe net 'n besluit gemaak. Vader, okay, great, ek gaan net ophou. Jy weet, Ja. ek gaan net Cold turkey. Cold turkey, ek gaan net ophou. Dis vandag 6 jaar later ek's nou nog vry. So dit was nie 'n weerligstraal Dank nie. Jesus. En mag dit so bly. Ek mag ons bly 100%. En ek meen as daar enige mans is daar buitekant wat sukkel met hierdie ding en jy kan dit net nie shake nie. Asseblief stuur vir my 'n boodskap. Ja, Ek sal is pad goed. saam met jou stap. Ek het vir jou raad definitief 100%. Maar don't settle. Moenie met hierdie ding rondloop en dink jy gaan 'n great huwelik of 'n great verhouding hê going forward nie. Ek dink dit is 'n honorable ding om te doen want Ja. jy dra daai tassie saam met jou of jy bring 'n leë tas en jy sê okay, now we're going to build something together. Ja. So sort jou tas uit terwyl jy single is en 100%. leef, soos leef. En deel ook met jou met jou childhood trauma dat jy weet So van goed. van 'n sielkundige perspektief af Ja. en mens moet heel Yes. wees binne julle. Mens kan nie iets gee, mens kan nie 'n halwe gebakte koek vir iemand gee en dink, Ja. "Jesus, hier gaan ons nou 'n amazing huwelik hê nie." Jesus, jy moet gesond wees binnekant. Jy weet, so deel met jou past relationships, past hurts, past disappointments. Ja. En sorg, invest in jouself, man. Jesus, ek dink hierdie is so 'n tydperk wat mens in Ja. jouself moet invest soveel as wat jy En kan. daar is so baie materiaal daar buite. 100. Dis die maklikste tyd dink ek nog ooit. Ja. In terme van kursusse, materiaal, boeke, podcasts. Ja. Ek dink nie Moenie daar is dit ooit omwens so nie. baie beskikbare inligting nie waarmee wat jy Ja. kan invest in jouself mee. Dit is so crazy. Ek het nou die dag toe ons by 'n mark en my seentjie raak weg. En vir Ja. 20 minute is hy weg en dan kom 'n vrou na my toe en sy sê hier's nou net 'n manie uit met 'n klein blonde kop seentjie wat verskriklik skree. Nou as 'n ma dink jy Wat 'n hek. ja, en ek voel toe 'n sense of abandonment. Soos ek voel
abandoned deur my kind en dit is glad nie sy hart of dit was glad nie hy het gaan alleen na die Wimpy toe gestap en daar gaan speel, 3 jaar oud. Very confident en ek is net soos dit was 'n groot skok vir my, maar daai situasie het 'n deel in my hart gaan trigger van 'n ou verhouding waarna ek was op skool en ek kon deel daarmee. Wow. And I could work through a past hurt en ek kon met my man daaroor chat. En dit is goed wat ek een kant toe geskuif het en gedink het I'm dealt with, verstaan jy, dit is gedeel mee. Maar toe ek hierdie ervaring met my seentjie het, toe besef ek, ja, daar's iets in my wat nog seer is, wat ek gedink het ek mee gedeel het. So go back, soos gaan sien iemand, gaan vir 'n soushou, soos dis eintlik so 'n amazing prentjie, soos as jy voel, soos wat julle nou na hierdie video kyk, as jy voel daar's iets wat in jou hart toegesluit is. Gaan na daai plek toe en vra vir Jesus om vir jou die sleutel te gee om daai persoon of daai situasie vry te laat en nooi Jesus in en vra vir hom waar was hy in die prentjie. En dit is so bevrydend geweest. Ek het freedom beleef vir die eerste keer wat ek gedink het ek's nog altyd vry, maar daar was iets wat nog daar was nog 'n klein ietsie daar wat net nie geshake was nie wat ek gedink het was. Maar God is so faithful om te deel met ons goed waardeur ons gaan. Ja. En ek dink dit is so belangrik dat ons tyd maak in jou singleness. Soos moenie die tyd omwens nie. Ja. Soos ek is nou getroud met my man en ons het 2 seentjies en party dae is ek soos ek wil vandag net heeltemal alleen wees. Soos party dae is dit soos met elke seisoen kom daar goeters wat 'n mens mee moet deel. Ek meen 2 toddlers is 'n job, verstaan jy? Dit is 'n job. Ek dink Carlene weet. Ek wens nie weer om single te wees nie. Ek is so gelukkig getroud en ek is so dankbaar vir ons storie en hoe die Here ons bymekaar gesit het. But you're never gonna be single again. Soos embrace dit. Gaan leef, gaan kuier, gaan op date, soos ontmoet mense. 'n Koffie is nie 'n trouring nie, verstaan jy? Soos gaan vir een koffie. Jy gaan weet na die eerste koffie of jy die persoon wil sien of nie. En vat dit, dis 'n ja totdat dit 'n nee is. Ja. Soos bly op die koffie gaan, doen aktiwiteite saam. Jy hoef nie met die eerste koffie afspraak te weet is dit nou jou man of jou vrou nie. As jy weet, great, maar travel, doen wat jou gelukkig maak, leer jouself ken. Obviously, herken jou triggers en jou patrone en werk daaraan as jy kan, maar jy bring al daai EQ in jou verhouding in eendag. En dit gaan vir jou baie goeie materiaal gee saam met jou maatjie om te sê, okay, ek weet van hierdie patrone in my lewe, ek is 'n in-process persoon. Want ek wil sê, single mense, daar's niks fout met jou nie. Daar's niks fout met jou, soos uniquely wrong with you. En dis hoekom jy nou nog single is en jy moet deur al hierdie 50 hoops spring voordat jy nou jou maat gaan ontmoet. Voordat die Here nou die genade op jou gaan release nie. Ja. Want ek meen party mense transformeer in die huwelik en party mense se transformasie is voor en in die huwelik, tydens die huwelik. So want ons transformasieproses gaan aan. Niemand van ons arrive die dag as jy op die kansel staan. I mean, jy het weet. So, daar's niks uniquely fout met jou nie. So dit beteken nie jy moet nou ekstra hard werk aan jouself as al die ander mense nie, maar gebruik die geleentheid, maar invest in jouself. Figure uit wat jy van hou, wat jy nie van hou nie. In jouself en in mense. Invest in vriendskappe en verhoudings, want daai is jou tyd is minder as jy in 'n verhouding is. Ja, verseker. En dan gaan jy terugval op daai en invest in jou verhouding met die Here, want daai memorial stones wat jy het in jou lewe van testimonies, dis van jou verhouding met die Here. Want dit lyk anders met kinders. Ja. As jy 'n bottel maak in die aand en jy is verby moeg, dan moet jy terugval. Hier is nou my worship. Everything is unto the Lord. Maar dan val jy terug op jou verhouding en die fondasie wat reeds daar is. So net 'n paar goedjies add asseblief. My swaar sê altyd between the promise and the palace is a process. Of jy nou single is en of jy getroud is of jy geskei is, between the promise and the palace is a process. Ons hele lewe is 'n proses. 100%. And we need to lean into the process. Want ek dink ons wat al drie nou in verskillende seisoene is. Ek meen julle is nou weer 'n bietjie in dieselfde seisoen single, maar al drie van ons het verskillende lewenservarings. En daar is mooi in almal van hulle. There's something in every season that we need to pick up. Want ons gaan nooit arrive nie. Jy gaan arrive die dag as jy by Jesus staan. So embrace the process. Ja, so ek like dit hoor. Ek like wat julle nou gesê het, want dit liberate mens eintlik, want jy ons sê nie vandag dat jy moet arrive first, wees perfek
en dan pursue jy verhoudings nie. Of jy weet, dit is nie wat ons sê nie, Jy maar wil raak iemand deel maak van daai proses. raak bewus van jou staf. Jy weet, en ek dink dit is Ja. die werk wat Gebruik mens jou kan tyd. doen Ja. terwyl mens dan nou nie wag nie, maar terwyl mens single is. Ja. Want ek moet vir jou sê nee, onthou net dat in jou single lewe gaan jy nie getrigger word nie. Want daar's niemand wat jou gaan trigger nie. Jy word eers getrigger in verhouding. Jy weet. So die eintlike werk is ja, definitief wanneer mens single is, maar ek voel persoonlik is my opinie Wanneer jy onder die vergrootglas that instap. you can only do the work until a certain point Ja. totdat jy nie meer weet wat se triggers daar is nie. Het jy aan die einde van jou triggers gekom? Ek is in vriendskappe en ek date en daar is triggers. Ja, maar ek dink veral as jy in 'n committed verhouding is, daar gaan die hele tyd O, ja. goedjies wees wat uitpop. Maar dit gaan Wat jy altyd nie so eers, wees. weet jy, maar hoekom moet hierdie my nou so Ja. opset? Hoekom hierdie situasie my nou so laat voel? Ja. Maar dan sal daar weer ander tools wat mense kan gebruik om dit Ek wil uit te graag sorteer. hoor van daai Imago tool. Vertel 'n bietjie vir mense van Die dit. Imago. Sorry, Imago. Imago. Ja, so ek het 'n Imago fasiliteeringskursus bygewoon laas jaar. Dit is maar net 'n relationship methodology, maar dit is regtig waar amazing. Ek meen ons kan actually 'n workshop aanbied vir singles. Waar mense hierdie tools en hierdie skills leer. Dit kan amazing wees. Let's chat about it. Ja. Yes, dit sal freaking amazing wees. Ons kan 'n hele workshop bou rondom dit. Ja, waar want ons kommunikasie gaan is chat belangrik, oor- reg? Ja, waar ons gaan chat oor jou brein, hoe werk jou brein, waar kom jou triggers vandaan, en dan ook Persoonlikhede seker. ja, nie noodwendig persoonlikhede as dit kom by Imago nie, want ek meen elke persoon is so uniek. Ja. Maar Ja. ons leer couples tools om ons werk met die spasie tussen couples om daai spasie veilig te hou. Ja. Want die oomblik wanneer ek freak, jy doen altyd dit. Karin, jy sê nooit vir my jy's lief vir my nie. Dadelik is jou Defense is op. Ja, De want defense sy is dit fight dalk met hom mode. beleef of whatever, verstaan Ja. jy? Dan trigger dit 'n massive ding by haar, want 100. dit is eintlik 'n sy's in haar childhood fight trauma and of flight whatever. en sê vir my wat produktiefs gaan jy uit so 'n gesprek uit kry? Ja. Zero. Niks. Ja. So die hele Imago proses is unbelievable, is regtig baie cool. En 'n goeie investment van jou tyd terwyl jy single is. Ja. Ja, om daai skills nou al te leer, Ja, jy weet. exactly. Want dit leer jy om te luister, dit leer jy om te mirror. Die concern wat jou partner met jou share, mirror jy dit terug aan hulle en jy's absoluut jy gaan besoek net daai persoon se wêreld. Jy los jou wêreld, jy stap oor die bruggie en jy gaan sit net saam met jou persoon in sy wêreld en of in haar wêreld. En dit Waar bou alles trust. vir daai persoon sin maak. Ja. Nie noodwendig vir jou gaan sin maak nie, Ja. maar dit gaan nie nou oor jou nie. Ja. Dit gaan nou oor daai persoon. Ja, So dis dit wat jy good. daai en daar gesê het my so Dis en so so en good. so laat voel. Ja. Vertel my meer. Ja. Want dit Jy bou mirror daai trust, reg? Ja. Ja, dit bou trust, maar net die oefening van mirroring om presies te herhaal wat my partner vir my gesê het, trigger jou mirror neurons in jou brein, nê? Okay. En daai skep empatie. Is empatie, understanding Ja. vir jou partner. Want dan voel jy seen and known and loved. Die ander persoon, ja, Die ander persoon en 100%. ultimately skep dit trust. En Verseker. dit verkort die afstand tussen twee mense. Sonder dat enigiemand getrigger word, want jy bly in jou voorbrein, jy bly in jou logiese brein, jy kan soos ons is nie nou getrigger waar ons hier sit nie, ons kan logies oor staf praat. Ja. Dis presies wat Imago doen. So dit skep net 'n veilige plek vir 'n veilige manier vir mense om te kan kommunikeer sonder dat ons mekaar gooi met modder en op die einde van die dag staan ons albei vol modder en daar's net geen Ja, daar's 'n disconnect. daar's 'n So, disconnect. as jy hierdie skills kan leer wanneer jy single is, Ja. dink ek dit is so valuable wanneer jy in 'n verhouding is, Ja. want voordat jy seer kon veroorsaak in daai persoon, het jy eintlik al die skills. Ja. Ek meen dis die beste tyd om 'n boom te plant is nou, reg? Altyd. Dis altyd die regte antwoord. Maar 'n goeie investment van jou tyd as 'n single persoon nou is actually om so iets te doen. En skills te leer voordat daar, ek wil amper sê voordat jy jou partner kan verwond deur jou eie lack of understanding of skills of wat dit ook al is, dan bring jy al klaar daai skills na die verhouding toe. Weet jy maar wat jy nou sê is powerful, want die oomblik wanneer ons mekaar seermaak met ons woorde nie, daar's ietsie binne jou wat doodgaan elke keer. En as mens daai rupture and connection nie so gou as moontlik restore en repair nie, raak dit breeding ground vir resentment, vir anger, vir Verder disconnect. bitterheid, Ja. Dis soos unforgiveness. 'n 2 grade
split. Ja, en ek meen En hoe verder die 2 grade gaan, hoe verder uit mekaar. 100% en wat dan gebeur? Breeding ground for affairs. Want Ja, jy gaan soek. Jy gaan soek dit dan comfort by Ja. ja. 100%. So as jy hierdie skill kan bemeester voor die tyd. Jy weet, dit is so powerful julle as mense in 'n verhouding of in 'n huwelik instap, leer hierdie skills 100% want dan gaan ons sorg dat ons nie mekaar gaan seermaak en met 'n mes steek en dan verwag luister hierdie gaan nog 'n great En huwelik selfs om wees. net 'n bietjie studie te doen oor persoonlikheidstipes. Ja. Ja. Ek meen ek praat nou die dag met 'n vrou, sy's 50 jaar getroud. Sy het geleer oor persoonlikhede toe ons nou saam gekuier het en ons het gepraat oor persoonlikheidstipes en vir die eerste keer verstaan sy haar man na 50 jaar. Ag, shame. Want sy verwag iets van hom en hy gee dit nie vir haar nie, maar sy kommunikeer ook nie reg met hom nie. En toe sy begin kommunikeer soos wat hy daarvan hou, toe maak hy oop. Dis dit soos, wow. Jy weet, soos Ja. ek soek nie heeltyd 'n nagging vrou nie, ek soek puntsgewys, ek soek soos 'n hoë D persoonlikheid, soek nou 'n antwoord, hy soek 'n solution en dit is dit en hy soek vinnig alles puntsgewys. Intussen soek sy affection want sy is 'n sanguine en sy wil so graag net, jy weet, loved en known en vat aan my en alles. Jy weet, en hy is net glad nie so nie. En toe sy begin puntsgewys en solutions, toe sy sê, "Wow, kom hier so girl," jy weet. Hallo jou. So persoonlikhede en ja, maar Temperament is ook 'n groot ding. temperament. So studeer goeie, soos Ja, weet up wat your jy skills, is. up your skills, Ja. weet wat jy is. Kry jou strengths en jou weaknesses. Soos doen 'n strength finder en sien waar jou strengths is, waar jou weaknesses. Want dan gaan jy dit ook in jou verhouding kan navigate en in dit beweeg. Julle kyk uit vir spontaanse singles workshop. Ja, yes. Wat gaan hom doen? Ek love dit. Next question. Hoe bring jy die vraag van physical boundaries op sonder om fake te klink? Of hoogheilig? En dan wil ek ook nog 'n dieper vraag ingooi. Hoe navigate 'n mens jou hoe sê hulle? Jou appetite. Hoe manage jy jou appetite? In jou single lewe. Dit is 'n belangrike vraag. Ja. Want mense in die Bybelse tyd het op 12 getrou. Ja. En nog gebeur goed met 'n mens se liggaam en jy weet nie hoe om dit te navigate nie. Dit is 'n En ignoreer is nie 'n En die Dis 'n uitdaging can of worms. Ja, kyk die uitdaging ook is met die fisiese kant van 'n verhouding kan Baie confusion bring. Judgment so blur, jy weet so Baie. ek weet nie. Ja. Ek sou net sê, kyk, ek dink nie jy kan die een net heeltemal paak, 100% paak nie, maar ek dink die physical goed, mens met die fisiese kant van 'n verhouding pause vir so lank as wat jy kan. Ja, ek stem saam. Mens moet hom bietjie sy volume bietjie so laag as moontlik hou vir so lank as wat jy kan, want Ja. sodat jy kan discover luister hier is ons compatible om saam om te trou. Ja, Vir die res so van ons daar's- lewe saam te bly. Ja, daar's wetenskaplike studies en I may butcher this. Ek is 'n CAO, nie 'n dokter nie. Maar daar's scientific study wat sê dat jou prefrontal cortex hou opwerk tot 'n groot mate as jy hoe meer fisies jy is. So oxytocin word afgeskei, feel good hormone en jou brein hou 'n bietjie opwerk. So ja, wanneer hulle sê muisneste. love is blind, dis nie net 'n grappie nie. Ja. En ek dink daar stem ek met jou saam as 'n mens die fisiese net so 'n bietjie kan dial back. Ja. Totdat jy hierdie persoon leer ken het en besluit het, "Sjoe, ja, hierdie persoon het potensiaal dat ek saam met hulle 'n lewe wil bou." Want ek wil nie eintlik hê my judgement moet gecloud word deur want kom ons sê nou eerlik, dis lekker. Reg, dis lekker Dit om is ons so aan vas te hou lekker, en ja. Die Here het Ja, geweet dit is jy lekker. Nee, kyk, die Here het geweet Jakob moet in Amerika werk vir 9 maande vir ons trou, want Alles was dit sou anders moeilikheid. nee, kyk, ek sou oor die lyn gedraf het verseker. My lyn was tussen Suid-Afrika en Amerika, maar ja, dit is belangrik om oor hierdie goed te praat. En hoe bring 'n mens dit op? Soos hoe? Ja. Ek meen, hoe bring 'n mens daai conversation op? Ek dink 'n mens moet maar braaf wees daaroor. So aan die een kant, Ja. you don't want to kill the spark or the connection. Ja. Maar ek meen hopelik is ons niemand van ons se verwagtinge op by date 1 of 2 rondom fisiese nie. So leer die persoon 'n bietjie ken, bou so 'n klein bietjie trust, figure uit, klik julle en dan En nie gaan accountability. 'n persoon Ek is Caroline se accountability. Partner success. Staan nie wickets, is jou okay.
Nou, ek staan nog mooi. Ja. Maar it requires brave communication, Ja. reg? So as jy met iemand uitgaan of op 'n date gaan en jy kan nie oor sulke goed praat nie, Ja. that in and of itself sal vir my nogal 'n vraag wees rondom. Wie is "Sjoe, hierdie ou?" ja, is hierdie iemand wat jy langtermyn sou wil leer ken en pursue? Ja. Want daar's tog 'n jy klik met iemand en jy kan jouself wees, jy kan vulnerable wees en dan behoort jy sulke goed te kan bespreek. Ja. As jy nie voel daar's ruimte vir dit nie, dan sal ek nogals wonder. Dink jy die man of die vrou moet daai conversation lead? Of of Ja. Ek dink albei? daar's 'n veiligheid wat kom as 'n man dit opbring, want dit voel honorable teenoor die vrou. Maar net sê luister Ja. jy, Soos ek Kom ons honor gesels jou. hieroor. Jy is 'n vrou, jy is 'n Of net- incredible vrou. Kom ons maak die conversation oop. Ja. Kom ons Maak gesels net- ja. oor hoe jy voel en hoe ek voel daaroor. So die Ja. een persoon moet dit oopmaak, Ja. maar een persoon hoef nie alles te sê daaroor. Nee, verseker. So, maar ek dink soos in my kop, dit is- as ek nou met rewind, soos Ja. die gesprek Jaco het dit opgebring, jy Ja. weet. En dit was vir my soos, wow, hierdie ou Dit laat 'n vrou honor veilig my. voel. Ja. Dit het my super veilig laat voel. Kan ek sê as 'n vrou, as ek dit moet opbring, dan voel dit vir my so, dit voel maar 'n bietjie awkward. Asof dit nie belangrik is nie. Asof Nee, dit maar- nie Maar dit voel bietjie awkward. Ja. Soos jy voel amper jy moet nou 'n rol intree wat jy sou ek verkies hoor het wat as die jy man sê. Ja, die ja. leiding geneem het in daai opsig. Ja. Net om die gesprek oop te maak. Hy hoef nie alles te sê daaroor nie, Ja. want Ja. dit is tog 'n gesprek. dit Net, en is. dit kan plainweg net wees, luister hier, hoe gaan ons die fisiese kant Ja. van ons Kom ons gesels daaroor. van hierdie koneksie wat ons nou Ja. pursue, hoe gaan ons Ja. dit manage? Ja. Jy weet, hoe gaan ons seker maak dat ons trap nie oor Ja. lyne nie? Want ek meen ons harte as wedergebore Christene is om jouself te spaar vir die huwelik 100%, Verseker. jy weet. En Ek wil ietsie sê daarop ook. mm, Want dit is een ding om 'n reël neer te lê. ja, Dis 'n ander ding om bietjie die workings behind dit te verstaan. ja. So voordat 'n mens net sê, "O nee, hierdie is reserved vir huwelik," dis great. Dis 'n mooi raamwerk, maar Ja. hoekom? Ja, Want daar's 'n deel van jouself wat jy vir iemand gee 100. in 'n fisiese verhouding. Ja. En dit maak nie regtig saak waar jy begin en eindig nie. Ek wil amper sê daar's 'n energetic exchange. So as jy hande vashou met iemand, daar's tog 'n energetic exchange. En ek meen dit is soos stap 1, reg? Ja. En jy moet jouself afvra, is hierdie verhouding op 'n plek waar daar genoeg commitment en trust is vir my om nog dele van myself te wil deel met hierdie persoon? Ja. Want dit is baie moeiliker om dit terug te dial as wat dit is om vorentoe te Ja, beweeg daarin. maak seker jou base is reg voordat jy na die first base gaan. Ja. En jy moet jouself vra, "Sjoe, sal my hart dit kan hanteer as ek soveel van myself gegee het vir hierdie persoon en dan gaan dit nêrens heen nie." En vir Ja. meeste mense is daai antwoord, ek het actually 'n ring nodig. Ek het 'n commitment nodig. Ek het 'n 100%, seremonie vir mense nodig. So voordat ons even net praat oor die moeds en die moonies, daar's 'n hoekom. Ja. Ek dink ons weet nou al teen Ja. hierdie tyd, meeste mense weet al teen hierdie tyd dat as jy sê net maar jy het seks gehad met iemand. Ja. Soos daar is tog 'n exchange wat gebeur het en jy klim saam al daai ander mense ook in die bed. Mm. So die dag as jy wel trou met iemand, dan is dit nou net hierdie persoon, want ons tog ietsie van daai ander persoon se siel wat afgerab het op jou. Ja. Sielsbande In is daai reël. exchange. Ja. 100%. So om uit dit te kyk na dit te kyk uit daai oogpunt dink ek is super powerful Ja. en empowering, Ja. want dit maak die gesprek 'n bietjie anders. Ja. Gaan jy die Okay. vraag gooi? Ja, so hier's 'n vraag vir jou, maar nee, actually 2 vrae. Hoeveel mans daaroor as 'n vrou finansiëel onafhanklik is? So as sy vir 'n karier uitgekawwe het, sy dalk 'n besigheid, voel mans geïntimideer daardeur, sien hulle dit as 'n plus, as 'n negatief? Vertel vir ons 'n bietjie ietsie van die mylsaadjie. Ja, dis interessant. Dis 'n interessante vraag daai. Ek dink vir baie mans is dit dalk 'n bietjie Daunting. bietjie Ja. daunting. Maar ek dink maar net by myself, jou identiteit moenie lê in hoeveel geld jy verdien nie. Verstaan Ja. jy? Stem Jou saam. God-given identity moenie wees wat is in jou bank nie. Verstaan jy? Mens moet nog steeds ambisie hê. Ja, jy moet drome hê vir die toekoms en you have to pursue those things. Maar jy sê as die Here jou partner gebless het finansiëel en sy's net next level. Ek dink nie dit is nodig om geïntimideer te voel deur dit. Jy support dit eerder en sê jy dit is amazing. Mens moet daaroor praat. Jy navigate dit, ja. You navigate it en ek dink nie dit moet net nooit ooit in die man gehou word nie. Ja. Okay. Die oomblik wanneer dit gebeur, Ja. I'm out. Verstaan Okay. jy? I'm out. Ja, want dit is bietjie emasculating. Soos Ja, As jy- kyk want en weet jy hoekom is dit? Want it will always be the heart of a man to provide for his family. Verseker. Ja, 100%. Ek meen ons sal doen wat ook al dit is, maar op kos op die tafel te sit vir ons familie, number one priority. En dis mooi. ja, dit Hoe is lyk mooi. emasculation in so 'n scenario
vir 'n man. Sê net maar 'n vrou verdien meer as wat hy verdien. Soos hoe lyk emasculation? Dat vrouens ook weet wat om te doen of nie te doen nie. Ek ken 'n goeie storie. Vertel? So ek ken iemand, die vrou sou in 'n gesprek ingestap het en voor almal gesê het, wie van julle verdien meer as ek? Liewe ouers. En die man het sy eie lewe geneem as gevolg van dit. Mm. So dit is hoe emasculating dit kan wees. Ja. So don't throw it out there. Soos anyway as jy trou word anyway julle almal se geld. So dit gaan nie oor geld nie. Jy kan vandag geld hê en môre niks hê nie. So moenie laat daai jou identiteit bepaal nie. Ek dink daai is super belangrik want jy kan in 'n karongeluk wees en jy's verlam en jy kan nie eers meer doen wat jy gedoen het nie. So life has its ebbs and flows. En ek dink mense moenie die bepalende faktor wees nie. Ja. Maar trou iemand wat ambisie het. Of dit Ja. nou jou vrou is wat super baie ambisie het of jou man is wat baie ambisie het. Soos trou iemand met planne, trou iemand met idees en vision. Soos ek dink vision is so belangrik want dit laat 'n mens ook veilig voel. En iemand wat faithful is in dit wat hulle doen. Ja, soos good stewardship. Want die Ek dink steady daar is man ook is dalk baie faithful in wat hy het om te doen. ja. Hy is nie noodwendig die ou wat 50 besighede wil begin nie, want julle besigheidseienaars en om 'n entrepreneur te wees, kom ook nou weer met baie Ja. risiko. Ja. Baie. So sekere vrouens wil nie noodwendig in daai Ek het met wil meneer ondersoek- Risiko getrou. Ek weet, Maar hy ek stem met jou 100% saam. Ek meen 100%. Daar's vrouens wat net vir mans sal gaan wat 'n stabiele inkomste het, wat werk by 'n maatskappy, klaar. Hulle het nie ek was Ja. in so 'n verhouding self. Ja, maar So hulle ek moet ook weet. nou weer weet, daai man het 3 weke verlof elke jaar. Ja. En daar's sekere, ek wil amper sê boring aspekte en ek bedoel dit nie negatief of positief nie. Ek bedoel net daar's sekere meer boring aspekte dalk Ja. aan daai verhouding. Ja, jy het die sekuriteit van 'n inkomste en 'n steady salaris man, check ja. en great as dit is wat jy wil hê. Ja, Maar dis 'n fyn. vrou wat wil hoog skiet dalk in 'n sekere sin, sy moet besef daar kom risiko Ja. saam met daai Ja. daai prentjie. So elke En dis prentjie het lekker. Ek het hoog geskiet, ek het baie hoog. maar ek bedoel net elke prentjie Ja. het sy positiewe en Ja. negatiewe en jy moet uitfigure waar jy is Ja. daar. Want nou is nie 'n 100%. reg of 'n verkeerd noodwendig nie. Ja. Ek meen as die steady man vir jou jou deel is en dis wat jy love, great. As die visionary jou Ja. deel is, ek wil net nie ons met die steady man discount nie. Verseker, maar dis Ja. belangrike chats om te hê. Ja. Finansies is een van die goed wat ek dink die meeste huwelike seermaak. 100%. Ek en Jaco was 2 jaar getroud toe ek swanger met Leeuhard en toe het ek nou nog 'n lekker salaris verdien en alles en dit het eers met sy geboorte het ons vir die eerste keer oor geld gepraat. Ja. En dit was challenging. Dit was 'n klipharde gesprek geweest. Ja. Maar nou het ons het ons structure en ons weet hoe alles werk en daar is nie 'n hier dis joune en dis myne. Soos daar's 'n unity en dit is wat mooi is. So Ja. ek dink as 'n mens se identiteit gefestig is op die verkeerde plekke, dis wanneer dit pynvol is. Dis wanneer jy gaan minder voel of wat ook al. En ek dink 100%. daai is ook belangrik because it can change in a moment. Ja. So moenie jou identiteit vasmaak aan wat jou maatjie verdien nie. En dis beide kante toe, want ek dink vir Ja. 'n vrou kan dit ook super challenging wees as jy suksesvol is in jou beroep. En jy date iemand, maar dis eintlik altyd the elephant in the room. Ja. Ja. Want daar is miskien 'n insecurity. So ek dink 'n man wat wil opsign vir daai scenario, moet seker in homself wees om te sê ek's okay daarmee. Soos en ek kan nie van haar verwag om daai insecurity vir my te oorbrug nie, die hele tyd nie. 100%. Want soveel as wat daai vrou instap, En nou op eiers moet loop. ingestap en gesê het niemand verdien so baie soos ek nie, dan staan nou weer die flip Maar side daar of is the ook 'n coin. valse identiteit Ja, daar, ja, né? verseker, maar it goes both ways. Ja, So die verseker. man kan ook dan nou weer wees, "Sjoe, maar jy weet, ek moet myself die hele tyd sel en daai insecurity Myself creep bewys, eintlik ja. die hele tyd in Ja. rondom my finansies want ek voel nie secure as ek minder verdien nie. So altyd moet Ja. eintlik maar net werk aan hulle securities en insecurities. Ek dink die groot ding is om in 'n verhouding te wees waar jy jouself die hele tyd moet bewys. Ag, Is sterk. uitputtend. Nee, is terrible. Step away from the vehicle. Dis al wat ek sê. ja. When in doubt, step out. Ja. Verstaan, dis soos it's really finding that person wat jou gaan celebrate Ja. deur elke seisoen. Ja. En om die kommunikasiekanale oop te hou. En dit is Want ons hart. dis mens belangrik. kan deur iets kommunikeer ook. Verseker. Ek dink nie jy 100%. hoef Ja. net altyd die bal Ja. met die badwater uit te Nee, gooi nie. Ek vind dit is verseker, belangrik om te ja. sê want anders gaan jy nooit ergens kom nie. Vind die middelgrond. Maar Ja. soos om te kommunikeer deur goed en dan besluit jy, okay, hierdie werk of dit werk nie. Soos as jy dit doen, laat dit my so voel. Kyk, 'n man sal Dis 10 brave teen communication. 'n man sal 10 teen 1 nie so gesprek begin
sê nou ek date iemand wat nou massive baie geld het of wat ook al, super suksesvol is in besigheid of whatever. Ek dink nie die man sal sommer daaroor praat nie. So ek dink die vrou wat in so 'n situasie is, ek dink Moet dalk 'n gesprek oopmaak. moet dalk 'n gesprek oopmaak. Okay, dis valuable information. Luister Ja. hierdie is my realiteit Ja. en ek weet jy's nog nie daar nie, maar Hoe voel ons hieroor? hoe voel ons hieroor? Ek is 100% okay met dit. Jy weet, en ek wil net nooit hê en ek wil hê jy moet weet, ek gaan nooit minder van jou dink as 'n man, omdat ek dalk aan 'n kaarte uitgedeel was in hierdie lewe nie. Verstaan jy? Maar ek wil hê jy moet weet ek glo in jou en ek weet jy wat ook al jy pursue, you're going to make a success of it. En jy het Dis my 'n goeie gesprek. jy het En my ek volle wil moet support. weet wanneer om goeders te pursue en nie. Dit is baie belangrik. Is Want hy vir my ek- geld? Ja. Dit is ook 'n baie groot ding, nê. Ja, dit. En ook selfs nou, soos die seisoen waarin ek is 'n entrepreneur in my hart. Ek wil besigheid doen. So ek voel baie keer gefrustreerd want ek kan nie doen wat ek altyd gedoen het nie. And to be okay with that and to lean into my season. Ja. Soos ek is nie nou besigheidsvrou nie. Dit is nie nou my seisoen nie. Ek het nie kapasiteit noodwendig om nou te bou wat ek 10 jaar terug gebou het nie. And there is seasons to that. Soos om baie keer goeders neer te lê ook. Ja. So enigiets wat jy wil add tot daai situasie? Voel jy ons sit om exhaust? Ek dink ons Uit 'n man se perspektief, want ons het 'n vrou se perspektief. So ja, gesprek. partykeer is dit is definitief 'n jy weet dit laat jou voel dit laat mens miskien voel soos 'n loser. Laat mens miskien voel I'm not good enough. I'm not going to be good enough for her. Maar weer eens, jou identiteit moenie gebaseer wees op dit nie. Ja, so identiteit maar ook eerlike gesprek dan met mekaar. Brave Oop en eerlike communication. gesprek. Ja, 100%. vulnerable. Ja. Ja. En ek meen die man kan dalk vir haar sê, "Jessie, daar is 'n deel van my wat nogals geïntimideerd voel deur jou sukses, jy weet." En 'n regte vrou gaan dit hopelik goed steward. So girls take note. Ja. Steward daai moment, want jy Ja. wil nie daai moment vat en die ou crash nie. En die Soos jy wil basis maak van waarop jy probeer actually sy bou. hart honor en wanneer jy sulke moments van vulnerability goed steward, bou dit actually verdere trust. Ja, trek jou cheerleader klere aan en begin jou man aancheer en sê you've got this, baby. You Want ek can moet do vir jou sê this. daar's vrouens daar buite wat freaking Ja. amazingly succesvol is. Dit's net freaking go-getters en hulle bou net en dit gaan te kere en dit is amazing. Ja, dit is Freaking amazing. Well done. Ja. Okay, die laaste vraag van hierdie spesifieke scenario was Hierdie is nou as jou laaste vraag nie, jy het 5 Heel minute oor. laaste vraag. ek wil actually twee vrae vra. Hier's twee vrae. So 'n ouer vrou wat 38 in hierdie geval wat nog nooit getroud was nie. Dink mans daar's iets fout met haar. So in haar kop het sy haar karier prioritize, maybe het sy nog iemand ontmoet wat sy mee wou trou nie. Dink mans is blanket statement daar's iets fout met 'n ouer vrou wat nog nie getroud was nie. Nee. Ja. Ek dink nie so nie. Okay. Nee. Ek dink elke persoon is so uniek en jou situasie verskil so baie dat ek weet nie, ek dink dit sal onregverdig wees teenoor 'n vrou om so opinie dalk te hê of so vrae te vra. 100%. Vind miskien eers uit wat was die rede? En ek meen as iemand dan vir my daai rede gee, luister ek het gebou in 'n besigheid, ek was heavy gefokus. Wow. Dan het ek massive respek vir dit actually. Jy weet, dis Ja. great. Almal So het nee, eintlik maar 'n glad nie. storie, nee. Ja, almal het 'n storie. My Hy swaar het altyd smokie. my swaar het altyd gesê hy het altyd net gebid dat as mans na my sussie kyk, dat hulle oë soos kole sal brand. En hy het net gesê, luister, die manne, sy was nooit in verhoudings eintlik Ja. gewees nie en dis sy gebed gewees. So moenie voel dat jy oorkyk word nie. Jy weet nie waarvoor jou man bid nie. So the timing is just not right maybe. Maar wat vir my spesiaal is van verhoudings en hoekom dit my so fascinate ook is, jy weet as jy kyk na ons duimafdrukke, daar's niemand in hierdie wêreld wat my duimafdruk het nie. Jy weet en daar's nie 'n ander mornay in hierdie hele wêreld wat saamgestel is en wat my lewenservaring het en wat my upbringing gehad het Ja. as enigiemand anders in hierdie hele wêreld nie. Nou sit jy twee unieke mense in 'n verhouding. It's a thumbprint on its own. Daai kombinasie bestaan nêrens anders in die wêreld. Nêrens anders. Maar nie. dis goed. En dis hoef nie jou storie te vergelyk met iemand anders nie. Ja, want Comparison is dit the thief of joy. 100% uniek. Jy weet so Ja. terug te kom na jou vraag om te sê, ja, maar hoekom is jy nou nog nie om te dink ja, maar daar's iets fout met jou wat jy nog nie getroud was nie. Absoluut nonsens. Set 'n paar. Ja. Okay. So die laaste vraag. Sy sê ek gaan sommer dit ook vra.
Is 'n vrou met kurwes aantreklik vir mans of gaan hulle altyd net vir die sportiewe soort? Dis 'n baie vraag. Ek sê altyd vir Jaco, hy het net bietjie meer om vas te hou. Hy is so lief vir my, ek gee vir hom meer om lief te hê. Dis ek trek sommer my maag in. Steek my rolletjies weg. Nee. Ek dink dit is 'n interessante vraag, maar daar kan ek net dalk net miskien sê dat attraction is 'n funny storie. Jy weet. Ek persoonlik het al uitgegaan met 'n dame met kurwes en sy was my freaking beautiful. Jy weet, dit gaan nie noodwendig oor die kurwes nie, dit gaan oor wat jy uitstraal. Dit gaan miskien oor jou persoonlikheid, jou confidence. If you carry your curves with confidence, hey, you're going to attract the right person. Verstaan jy? There you have it. There wel daar op baie mic drop. Nee, dit is amazing. Ek dink die groot ding is ek ken mense wat dan se girl super sportief en die man is soos hy is 'n mens, jy weet. Hy is 'n gewone mens. Nee, hy is 'n stuk mens. En they love each other. En ek dink daai moet nie ek hou daarvan as 'n mens wholeness pursue, soos ek dink ons moet altyd wholeness pursue. Gees, siel en liggaam. Soos ons is gees, ons het 'n siel en ons het 'n liggaam. En hoe steward ons dit? Ja, so ons sê nie net laat gaan nou en eet net. Nee, hoor jy toe ek en Jaco getroud is, dis ons so celebration mode. Kom ons eet alles en nog meer en ons Jaco sal altyd sê sy trouring weeg 20 kg. Maar so daar is definitief ek love lekker kos. So vir my is dit soos celebration mode on. Maar ek dink daai moenie ek dink dit is belangrik dat jy aangetrokke voel tot jou mens. Ja, dit is belangrik. Ja. En ek worry nie of my man bietjie rolletjies bygekry het of nie. Ek love hom so baie want die mens wie hy is. Ja. Soos what he carries is what attracts my heart and what I love. En ja, ek dink mans het maar sekere prentjies en die wêreld skep 'n baie sad prentjie van hoe dit moet lyk. Ja, 100%. Soos wat sê die Here vir jou? Soos gaan hoor by hom. Ja. Of dit is wat jy moet pursue. Soos moenie laat die wêreld vir jou dictate hoe jou vrou moet lyk nie, want realisties gesproke lyk baie min vrouens soos op die prentjies. Ja. Soos baie min vrouens lyk soos wat die magazines wys hoe 'n vrou moet lyk. Ja. Dit is eintlik soos Photoshop to the max. Ek dink in my eie ervaring die uiterlike vervolg van mense oor die algemeen, soos dat jy hulle hart en hulle siel leer ken. Ja. Ek bedoel mense sien nog steeds obviously die uiterlike en ek's 'n vrou. Ek praat uit 'n vrou se perspektief. Mans verstaan ek is baie meer aesthetically ingestel, maar ek meen ek is aesthetically ingestel in my lewe. Ja. Maar die buitelyne, die prentjie, hy vervolg 'n bietjie wanneer die hart na vore kom. Ja, so kyk. ewen al sou jy onder normale omstandighede gedink het, okay, lank, donker, dit, jy weet. En Mag jy hy prentjie dalk daai prentjie mag verander. mag verander. Ja. Want soos as jy die Want hart jy leer is- ken, Ja, soos ek is- weet wat jy sê. Daai raak peripheral. 100%. Die attraction moet al wees 100%. Ek meen Deur dik en dun. jy kan nie Deur jy dik kan en nie dun, trou met mense. iemand as ons nie chemistry en attraction is in my Verseker, opinie, want dit is nie 'n platoniese vriendskap nie. Ja. So mense moet dit in ag neem. En soms op daai punt, girls wat dink of manne wat dink iemand is hulle projek, hulle is hulle savior of die Here het gesê. Missionary dating, ja. Ek sal 2 keer dink oor dit. Maar Ja. all that to say, so daar moet attraction wees. Maar dit versag. Dit versag. Die buiteprentjie versag. Maar ek het 'n vraag net die dag ook vir iemand gevra. Kry mense iets soos unhealthy attraction, verstaan jy? Wat as jy attracted aan? Is jy attracted aan haar unavailability, hoor jy? Jy's moet so versigtig wees vir attraction. Dit is 'n dan moet attraction wees, dan moet chemistry wees, dan moet 'n spark wees. Ja. Maar mens moet uitvind. Kan ek vir jou ietsie sê? Dit is eintlik so amazing. Daar's 'n girl wat 'n profiel gelaai het by ons en sy het die profiel saam met haar pel gedoen. Soos hy het by haar gesit en sy het getik en hy het haar gehelp met die antwoorde en wat. En hulle oë was nooit oop vir mekaar nie. En die Here het in daai oomblik hulle oë oopgemaak vir mekaar. Dis interessant, hè? So ek bid dat die Here mense se oë sal oopmaak vir mekaar. Nie soos fisies nie, soos hart en gees en siel, jy weet. Soos dat die vensters van jou siel oop sal gaan vir jou maatjie. En obviously uit dit uit ons almal is gees en ons wil Jesus se beste hê vir mekaar, jy weet. En ek dink daai is nogals 'n groot key, want ek dink ons het hierdie idilliese idee van hoe dit moet lyk, maar die Here maak mense oë oop vir mekaar. And that's what you want.
nie soos Ja, jy wil ook fisies jouself nie. vra of jy oor 20 jaar vanaf nog langs hierdie persoon wil wakker word. Ja, Soos lag julle Ek lekker wil baie saam, graag. het julle goed in gemeen. Ja. Presies. Ja, die uiterlike is belangrik en weer eens uit 'n vroulike perspektief uit, maar ek verstaan mans is anders gewire. Ja. Maar ek meen vir Ja. mans ook. Soos gaan jy nog langs hierdie persoon wil wakker word 20 Ja. jaar vanaf. Hoopelik groei hulle en verander hulle en soos wat ons almal behoort, maar ek dink Ja. joy is ook 'n key in 'n huwelik. Soos Ja. ek sal Lag altyd julle vir- lekker saam. Lag julle. sy vra dit altyd vir my. Ek vra altyd soos lag julle saam. En ek kan onthou met Jaco, soos ons het net begin praat en toe begin ek vir hom memes stuur want iemand het in COVID tyd vir my soveel memes gestuur en ek bly net memes stuur en hierdie man begin lag vir my, né? Soos ek is soos die joker of the day. Maar wat is die een ding wat die vyand altyd by ons wil steel? Ja. Is ons joy, because joy strengthens. Ja. En ek wil mense encourage, so seek joy in jou verhouding. Soos pursue joy want dit is wat dit strengthen. Ja. Ek Dis wil net sê eintlik dit- so 'n key wat die Here vir ons gegee het. Ek wil net sê dit klink of ek verskriklik baie date. En dis glad nie die waarheid Dit is nie. glad nie so nie. Dit is glad nie so Sy nie. vra altyd. Sy's nog Wat steeds. is daai bewoording wat jy vroeër gebruik het? Jy doen altyd dit. Non-relational glad- language. Nee, glad nie. Glad Ja. nie. Okay, hoe gaan ons hierdie land? Julle- Julle? Ek kan net vir julle sê massive dankie vir die tyd wat julle gemaak het om vandag by my te kom kuier in studio. Ons gaan dit weer doen, absoluut weer doen. Ja. En ek dink vir die volgende ronde wil ek vir almal online sê, luister dink so lank en stuur vir ons julle volgende vrae want ons gaan hierdie definitief weer doen. Ja. Kyk uit vir daai workshop, ons moet 'n workshop bou. Dit Ek gaan like net dit, sukses ja. wees. Ja, ek dink dit kan actually 'n Value add wees. Ja. wees. Absoluut. Want ons baie mense in hulle wagseisoen. Ja. En In 'n jy leefseisoen. Ons het hom ja. gerebrand vandag. As jy in jou leefseisoen is, laai profiel. Dis al wat ek vir jou sê. Put yourself Ja, out there. ja. Soos gaan Ja. stap voor die gebeur se loop in, want vreeslik, hoe gaan die jagter 'n bokkie kan raak skiet? En Nie die manne fisiese ook. Ek geweer dink nie. selfs vir die mans. Ek meen, hoe voel jy byvoorbeeld om 'n profiel te laai? Nee, ek Soos wat sê dink jy daaraan? Soos wat hoe voel dit vir 'n man? Mens moet net next level toe vat. Mens moet 'n videoetjie van jouself rekord. Ons gaan Hou hom dit by gesê, ons gaan hom Ons gaan dit bysit. bysit. Want om Ja, iemand dit se is stem cool. te hoor, Ja. jy weet. Dis My net name is heeltemal Jeff. Jy weet, dit kan sal die eerste turn on ene wees. wees of nie, jy weet. Ek sal die eerste video laai. Okay, great. Gaan jy spontaan profiel laai? Ek sal. Ek kan jou opvat op daai. Ja, so Ja. ek wil net vir julle massive dankie sê. Dankie dat julle kom kuier by my. Ja, so plesier. Dankie vir jou Nee, groot wat plesier. uitgereik het, wat al hierdie gereël het. Ons waardeer dit super baie. Ja. Nee, awesome. Ek dink dat 'n paar cool key goeders uitgekom vandag. Ag en Ja, dis julle wat waar mense wonder. ja. So om absoluut. in gesprek te wees daaroor. Ons kom nie noodwendig by die conclusion en die antwoord uit nie, maar dit is goed om net idees uit te Ja. ruil. Om dit ja, absoluut. Van verskillende perspektiewe ook. Ja. En ek wil net vir die mense by die huis net sê, luister as julle enige iets van geniet het wat ons oor gechat het hierdie sê vir ons iets in die comments man, sê vir ons hierdie het vir my baie beteken. Ons hoop actually dit het vir julle iets beteken. Want dit is die hart agter hierdie podcast gewees, regtig waarom net 'n gesprek te hê en Ja. to bring things to light so that we can talk about it as a community. A Verseker. singles community. En, Hoopelik nie meer lank nie. Soos ek wil nie hê mense moet weer na 'n event toe kom nie. Soos ek wil hê hulle moet iemand ontmoet. Ja. Ja, so Absoluut. ons wil nie vir mense vir ewig single hou So nie. wat sê ons nou? Boek nou jou event man, asseblief. Ja. Man, Kyk stop. uit vir die volgende. Kyk vir die volgende event, laai profiel. Vanaand is get uitverkoop. yourself out there, sorry. Ja, Ja. vanaand is uitverkoop. Vanaand is uitverkoop, hoe amazing. 80 Ja. amper 80 mense, né? Ja, Ja, incredible. ja, dit gaan lekker wees. Drumroll van. Ek sê vlieg op die muur. Ek wou nog altyd die vlieg op die muur hê. Ek sê weet, dis vir my baie Check. lekker. Ek check net alles uit. Lucky. Ja. Ja. Dankie julle. Plesier. Dankie vir jou. Weer. Dankie vir jou Cool. tyd.